Weet julle, ek dink daar is een teks in die Bybel wat baie keer soms so uit konteks uitgebruik word. En ons gaan vandag oor daardie teks praat en dit is natuurlik Jeremia 29 vers 11. Ek gaan hom nou vir julle lees. 'n Teks wat ek dink baie keer so as 'n towerformule uitgespreek word oor elke situasie van ons lewe. En ek dink dit is nie heeltemal reg so nie. En ons gaan vandag, ons doen so 'n kort reeksie vir die vakansie wat praat oor God se plan vir jou lewe. En vir oggend se teks is 'n tema is natuurlik die vraag: stap jy in God se plan van jou lewe? Ek wil julle vertel van 'n man en ek gaan hom maar sommer net Pieter noem. So as jy Pieter is, ek praat nie van jou nie. Ons het mos 'n paar Pieters in die gemeente, 'n hele paar. Wat hierdie droom gehad het om 'n dokter te word, maar weens finansies en struikelblokke het hy gedink daardie droom is verby. En miskien moet ek vir jou die vraag vra en vir myself die vraag vra: het jy al ooit gewonder wat God se plan vir jou lewe is? Hier waar jy vandag hier sit, het jy al ooit gewonder hoe dit lyk? Jou drome en planne wat baie keer dood lyk of nie, wat jy voel nie verwesenlik is nie. Stem dit ooreen met God se planne vir jou lewe? Want ek dink dis op die ou en een van die waarhede wat Jeremia 29:11 vir ons wil kom leer. So kom ons lees die baie bekende teks. Ek lees dit uit die 33-53 vertaling wat 'n lekker letterlike vertaling is. En daar staan die volgende. Jeremia 29:11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek dink een van die redes waarom ons soms tekste nie reg interpreteer of verstaan nie, is omdat ons baie keer 'n versie uit sy konteks uit wil haal. En nie besef maar daar is hoofstukke voor en hoofstukke agter wat hierdie versie deel van is, wat belangrik is. En in hierdie situasie van Jeremia sien ons dat hierdie vers wat hy geskryf het, is nie geskryf vir mense wat gemaklik is nie, maar is geskryf vir Joodse ballinge, weggevoer, mense wie se drome eintlik verpletter is. God se volk wat weggevoer is na Babel, hulle tempel verwoes, hulle toekoms onseker. Dis in hierdie konteks dat Jeremia 29 vers 11 sê en die Here dan hierdie mooi woorde sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy's besig met mense te praat wie se drome verpletter is. En voel jy miskien vandag dat van jou drome verpletter is, gaan ons kyk of daai drome ooreenkomstig God se wil was op die ou einde en wat die Here deur middel van hierdie teksgedeelte vir ons eintlik wil sê. Want as ons daai versie 'n bietjie uitmekaar uittrek en ons kyk na die Joodse betekenisse van woorde, dan sien ons die woordjie ek weet, yada, is dit in Hebreëus, beteken ek ken intiem, ek verstaan diep. Julle kan dit daarso sien. En dan mashachava, wat sê dis die planne wat ek het vir julle, die drome wat ek vir julle ontwerp het. As ons kyk na die Hebreëus, dan sien ons 'n paar goeters raak. Die eerste een is, God se planne is nooit impulsief nie en is nooit reaktief nie. Want God is die soewereine God. Sy planne is doelbewus en dit is vol vrede. Dis die woordjie shalom wat gebruik word. As ek vir julle net weer kan sê, gedagtes van vrede, dis wat die Here sê hy oor ons het. Gedagtes van vrede. Dis doelbewus. En die vraag is, leef ons 'n lewe van vrede, van heelheid, van voorspoed, innerlike rus? Die woordjie shalom kan seker nog baie wyer uitgetrek word. So op die ou einde kan ons vandag vir mekaar sê dat Jeremia 29:11 vir ons wil kom sê, al lyk dit of jou droom verlore is,
het God steeds 'n plan vir jou. Hy het steeds 'n plan vir jou. En die rede daarvoor is natuurlik, hy ken jou drome, hy wat jou gemaak het, hy wat jou gedagtes lees, wat alles van jou weet. Hy weet wanneer jy stoei met hom, wanneer jy sukkel, wanneer klein geloof en twyfel soms deur jou kop hardloop as gevolg van wat die wêreld daar buite sê, amper en verkondig as die waarheid, dan wil hierdie gedeelte vir ons kom sê, God ken jou deur en deur. En dat baie drome, veral wanneer ons binne sy wil, die drome wat ons vir die toekoms het. Met ander woorde, ek praat nie nou van drome soos drome as jy slaap nie. Die drome wat jy vir die toekoms het. God ken elke een, want hy ken jou deur en deur. En dis dit dat daar in Psalm 139 vers 13 tot 16 sê, U het my gevorm, al my dae was in u boek opgeskryf. Yatsar is die Hebreëse woord daar, wat sê om te vorm soos 'n pottebakker. Nou ek weet nie wie van julle ken 'n pottebakker wiel nie, waar hy klei draai en eers is dit net hierdie homp, en dan met vaardige hande begin die pottebakker 'n vaas of 'n pot of 'n ding vorm. Hy ontwerp dit presies soos wat hy wil hê. En dis die woordjie wat Yatsar beteken, is om te vorm soos wat 'n pottebakker gevorm het. En dit bring ons die heeltyd terug na God wat met ons besig is, selfs soms wanneer ons dit nie beleef nie. Is hy is die een wat jou potensiaal ontwerp het. Hy het dit reeds ontwerp. Hy weet presies wat hy in jou het. En daarom alles wat in jou gevorm is, ook jou denke en goed, weet God baie baie goed. Dit laat my so baie keer dink aan kindertjies wat 'n legkaart moet bou. Hulle kan nog nie die prentjie sien nie. Maar die een wat die legkaart ontwerp het, en in hierdie geval die Skepper God, sien die hele prentjie. Ons is soms net besig met daai legkaart stukkie en ons het nie idee wat vorentoe kom nie. So moet God in jou lewe wees dat jy hom so kan vertrou op die ou einde. Ons sien dit in 'n paar gedeeltes in die Bybel. Ons sien dit in Josef daar in Genesis 37. Hy het groot drome gehad. Hy was so 'n bietjie arrogant oor daai drome, as julle nou die stories mooi kan onthou nie, 'n bietjie gebrek by sy broers. En toe beland hy op die ouend in 'n put en hy word verkoop, maar uiteindelik beland hy in 'n paleis. En uiteindelik word God se droom vir hom waar en red hy sy volk. Kan julle dink wat hy daar in die put moes gesit en dink het? En hy van hom vergeet is, dan sê hy vir die mense, moenie van my vergeet nie. Dan vergeet hulle van hom. Maar al dink jy jou drome en jou planne vir jou toekoms is verpletter, is dit nie die laaste nie. Hoe sê Engelse spreekwoord? The fat lady het nog nie gesing nie. Die einde is nog nie daar nie, want God bepaal die einde. En ons sien hoe God die droom wat hy vir Josef gegee het op die ou einde gebruik om sy volk te red. So wanneer jy ook soms dink dat jou droom of plan wat jy het is onmoontlik of is te groot, herinner jouself aan Jeremia 29:11. Want dis die een ding wat ons deur Bybelse stories en gelykenisse en verhale sien, dis die een ding wat ons sien in gelowiges se lewe. Is daai wat daar so in mooi geel is. God se plan is altyd groter as die huidige posisie waarin jy tans is. So moet nie moed verloor nie. Ek dink die tweede ding wat Jeremia 29:11 ons ander wil sê, is dat drome en planne verg soms geduld en vertroue. Ons sien dit veral raak met Josef se storie, né? Kyk, ek dink hy kon so moedeloos geraak het. Ek sou seker moedeloos geraak het. Dink byvoorbeeld aan Daniël in die leeukuil. Ek kan net dink hoe moeilik dit vir hom in daai leeukuil was en hoe God vir hom deurgekom het. Maar as ons terugkom na ons drome en planne, dan staan daar so 'n mooi versie in Habakuk 2 vers 3 wat die volgende sê: want die visioen wag nog vir die bepaalde tyd. Ek wil amper sê die bepaalde tyd, al vertoef dit, wag daarop. Die Hebreëse woord moed, daai tekentjie is moed,
beteken eintlik 'n vasgestelde tyd. God se tydlyn, dit voel vir altyd God se tydlyn is nooit haastig nie. Ons is mos in 'n kitsgemeenskap, kitswêreld, alles moet vinnig gebeur. Maar God vat sy tyd, want hy weet wanneer is dit die perfekte tyd wat hy iets moet doen. So, as ons terugkeer na Josef se verhaal, Josef moes 13 jaar wag. Abraham moes 25 jaar wag vir Isak. Jesus moes 30 jaar wag voor hy sy bediening begin het. Ons sien dit selfs in die natuur, 'n saadjie of 'n koringkorreltjie wat hoe klein is, moet met tyd groei sodat dit vrug kan dra. Ek het so 'n klomp avokado peerbome nou gekweek uit hulle pitte uit. As ek sien dis 'n lekker avokado peer, want alle avokado peer is nie gelyk in my oë nie. Dan probeer ek 'n pit kry en dan kry ek nou van hulle lekker aan die groei. Tot ek hoor, maar ek moet nou maar weet, ek gaan nog 7 jaar wag voordat ek, as daai boom nou in die grond is, voordat ek eers 'n vrug kan kry. God se planne, en dis eintlik wat ek wil sê, God se planne vat baie keer tyd. En ons raak maklik moedeloos daarop. Iemand het gesê, man, jy moet sommer Jeremia 29:11 as 'n agtergrond op jou selfoon sit. Dat elke keer as jy voel dat dinge gaan te stadig, dan kan jy dit sommer lees. En ook om te weet, maar God is nooit laat nie. Hy is besig om jou voor te berei. Die een groot waarheid, dink ek, wat Jeremia 29:11 ons leer, is dat God se vertragings is nie is gelyk aan God se verwerping nie. Ons beleef baie keer God se vertraging, veral as ons beleef, maar dit vat nou te lank, beleef ons as God se verwerping. Ek dink die kruks van Jeremia 29:11, dat die Here mooi goed vir ons bedink, mooi drome, mooi planne vir ons lewe het, is dat van ons kant af raak ons drome en ons planne in lyn met God se wil. Dis die derde punt wat ek dink uit hierdie gedeelte voorkom. En dis 'n ding wat ons soms nie snap nie. En dan dink ons, God kom nie deur vir ons nie. Of God los ons alleen. Maar ons lewe en ons plan, ons drome is nie in lyn met God se wil vir ons lewe nie. Want wanneer ons binne God se wil vir ons lewe is, gaan ons in daai potensiaal inbeweeg wat hy vir ons in ons geskape het. 2 versies kom sê dit eintlik ons so mooi. 1 Johannes 5:14 wat sê: as ons iets vra volgens sy wil, hoor hy ons. Ek moes hierdie les baie hard leer as 'n kind. Want toe hierso staan dit, ons staan dit 19, is nou seker vandag se graad 11 en 12. Julle het al my maats motorfietsse gekry, 50's. Hulle was so 'n 50 squad. Och, ek wou so graag 'n 50 gehad het. En my pa het net botweg geweier. Later jare het ek 'n motorfiets gery en was ek in 'n reuse ongeluk waarin ek amper dood was. Dit is 2 ongelukke, een wat 'n motorfiets in my vasgery het. En een waarin 'n motorfiets my amper weggevat het. Toe het ek 'n bietjie begrip gehad waarom my pa nie wou gehad het dat ek 'n 50 moes hê nie. En om dieselfde rede het my kinders ook nooit 'n motorfiets gehad nie. En miskien is 'n ou half 'n bietjie versigtig, want 'n ou kan op soveel, party sê as jou tyd daar is, as jou tyd daar wat nou op 'n 50 of op 'n groot motorfiets of in 'n kar is, dan is dit daar. Maar dit was nie my pa se wil nie en ek het nie 'n 50 gekry nie. Dit was ook nie my wil nie en my kinders het nie 'n 50 gekry nie. Of ek nou reg of verkeerd was, is irrelevant. Hulle moes buig onder my wil. Nou weet ons dat God se wil is volmaak. En ons moet kan buig onder sy wil. So, as ons iets vra volgens sy wil, as ons iets vra volgens dit wat hy eintlik in ons ingeskaap het, ons talente, ons gawes, ons drome, dan kom sê hierdie vers, hoor hy ons. Spreuke 16 vers 3 sê dit ook net so mooi. Laat jou werke aan die Here oor
dan sal jou planne vas staan. Laat jou werke aan die Here oor. Ons kan van mekaar sê dat nie elke droom kom van God nie. Sommige drome is baie selfgesentreerd. Sommige is kultuurgedrewe. Ek het nog steeds die hele tyd die hoop. Ek speel nou nie die lotto nie, maar ek het nog steeds die hoop om iewers 'n ou plaasie te hê waar ek my eie paar skapies kan kry, waar ek nie vir ander mense hoef te boer nie, maar vir myself ook. Maar of dit nou 'n God gesentreerde droom is, of sommer net Heinrich se eie goed, sal die tyd ons leer. Want as ons kyk na die verse, as dit van God afkom, sal sy planne vas staan, sal dit gebeur. So nie elke droom is van God, dit kan selfgesentreerd wees, kan kultuurgedrewe wees, maar wanneer die Hebreëse woord vir wil, is die Hebreëse woord dit 'n ratson, dit is so 'n snaakse woord, ratson, maar dit beteken onder andere dat dit God se welbehae of God se goedkeuring wegdra. So waar ons sien dat ons praat van God se wil en die woordjie ratson word gebruik, dan sien ons dat ons lewe en ons planne God se welbehae of God se goedkeuring wegdra. Is daar 'n manier, dink julle, wat 'n ou dit prakties kan toets, jou drome en jou planne vir jou lewe, of jy dit kan toets of dit binne God se wil is? En ek wil vir julle sê, ek is oortuig daar is. Daar's 'n paar dinge wat jy sou kon sê, as ons 'n praktiese toets vanuit die Bybel moet ontwerp, sou ons kon sê, bring dit mense nader aan God, of verder weg van God? Dis die eerste een. Bring dit mense nader aan God, of verder van God? As jou planne vir jou lewe, mense gaan wegneem van God, in plaas van hulle nader trek, het jy al klaar rooi liggie. Die tweede, miskien die belangrikste een is dit in lyn met God se woord? Nommer 3, sal dit ander mense seën? En dan vir my die een mooi groot toetssteen vir elke besluit wat ek probeer maak, is daar vrede in jou hart daaroor? God se vrede, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Kolossense 3 vers 15 wat sê, laat die vrede van Christus in jou regeer. Dit is, ek wil amper sê, dit is my manier nommer 1, wanneer ek 'n besluit moet maak en ek is nie seker nie. Is God se vrede in daai besluit, wat net hy kan gee, en terwyl ek met onvrede sit, neem ek nie daai besluit nie. Ons kan hierdie hele, ek wil amper sê, tema verder vat, as ons nou op 'n moderne manier dit moet doen, en sê dit is soos 'n GPS app op jou foon. God ken die bestemming, hy weet om jou daar links en regs te laat draai, maar jy sien net die volgende draai. Dis maar so 'n GPS werk. Jy weet wie ook al dit is, of dit 'n man of 'n vrou is wat vir jou ry, wat vir jou sê hoe om links en regs te draai. Hulle ken die bestemming. Maar jy ken net die volgende stap, om te sê, oor 500 meter slap links, en dan as jy daar gekom, en dan sal hy sê, by die volgende verkeerssirkel, tweede afrit na regs. Ek dink dat as ons Jeremia 29:11 reg wil gebruik, dan kan ons dit as 'n gebedsteks gebruik. 'n Gebedsteks wat vir ons sê, Here, rig my drome en my planne volgens u plan. Maak dit 'n droom of 'n plan wat u kan gebruik. Want God het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan wat, as ons Jeremia 29:11 sê, wat 'n plan van vrede sal wees. Shalom, nie chaos nie, vrede. Maar dan moet jy hierdie 3 dinge doen. Jy moet glo, eerste punt, dat hy jou drome ken. 2, jy moet kan wag op sy tyd. En 3, die belangrikste een, jy moet jou drome kan rig ooreenkomstig sy wil. So ek wil myself uitdaag, en ek wil elkeen van julle uitdaag deur te sê, stap in God se plan vir jou lewe. Want net wanneer jy in sy wil beweeg, ontdek jy die volle betekenis van jou droom en jou eindbestemming.
So kom ons stap in God se plan vir ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my ken, my drome, my vrese, my potensiaal. Vandag bid ons, help ons, sodat ons in U plan stap, nie in ons eie planne nie. Gee ons die geduld om te wag, die wysheid om te onderskei wat U wil is, en dan ook die geloof en die durf en die dapperheid om dit te stap, selfs wanneer ek nie die pad en die eindbestemming kan sien nie, maar dat ons U daarvoor kan vertrou. Kom maak dit styf vas in ons harte, tot eer van U naam. Amen. Hierdie week het ons die vraag gevra, wandel jy in God se plan? Volgende week doen ons eintlik die prakties, stap in God se plan vir jou lewe. So dit is volgende Sondag, sommer net so lusmaker hier. Kom ons ontvang die seën van die Here, kom ons gaan leef in sy wonderlike vrede. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy shalom, sy vrede kom gee. Amen.